Goeiemôre geliefdes. Ons het weer eens vandag die voorreg om saam in die woord van ons Hemelse Vader, Jahweh, te lees en kom hy om ons te versterk en te bemoedig hier in 2 Kronieke 16 oor die geskiedenis van Asa hier aan die einde van sy lewe en sy tragiese dood. Maar kom ons kyk, dit's net 'n paar versies, so 2 versies of 3 versies wat ek met u wil deel. En ek lees dit vir u, vers 7 en verder. En in die tyd het die siener Hanani na Asa, die koning van Juda, gekom en aan hom gesê: omdat u op die koning van Aram gesteun en nie op die Here Jahweh, die God Elohim, gesteun het nie, daarom het die leer van die koning van Aram uit die hand vrygeraak. Want die Kusiete en die Libiërs was hulle nie 'n groot leermag met buitengewone baie strydwaans en perderyters nie, en tog het hy hulle in die hand gegee. Dis nou Jahweh, omdat u op hom, Jahweh, die Here, gesteun het. Want die Here Jahweh, sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeel op hom gerig is. Wat 'n woord, wat 'n woord. En hierin het Asa nagelaat. Maar kyk net hier, die oë van ons Here Jahweh, Elohim van Israel, gaan oral oor die aarde en kyk na almal en sien almal raak wie se hart heeltemal op hom gerig is, na hom kyk, op hom vertrou, hom volg. En verder nog, vers 12, verskoon, staan daar, en in die 39ste jaar van Asa se lewe en regering het hy gelei aan sy voete. Sy siekte was baie ernstig. Maar selfs in sy siekte het hy Jahweh, die Here, nie geraadpleeg nie, maar die geneesheere. En so, nadat hy hierdie Hanani, die profeet en siener, in die tronk gesit het, en ander mense ook vervolg het, wat op Jahweh vertrou het, selfs hier aan die einde van